Goeiemôre broers en susters, baie welkom vanmôre. Dit is 'n voorreg dat u ook deur die erediensopname by ons erediens betrokke kan wees. Mag ons ook op hierdie manier deur die woord van God geïnspireer word. Dit is doopsondag en ons doop vanmôre 2 kinders in die erediens. En daarom is ons preektema vanmôre dan ook: ons geloof gee af op ander, veral op ons kinders. Kom ons luister na die foto met die seun en dan sing ons daarna sonder aankondiging ons lofsang. En dit is vanmôre gesang 215. Ons sing die eerste, die 4de en die 5de strofe. Die Psalm 127 staan daar geskrywe: as die Here die huis nie bou nie, werk die wat daaraan bou te vergeefs. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing vanmôre, wat ook geld as die lees van die wet van die Here, kom in die Ou Testament uit Deuteronomium 6. Ons lees die bekende gedeelte in vers 1 tot 9. Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal jy die Here jou God jou lewe lang kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie, wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy 'n lang lewe hê. As jy luister Israel, en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. Dit is wat die Here, die God van jou voorvaders, jou beloof het. Luister dan Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders, en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Ons lees net tot daartoe. Gelukkig is ons as ons die woord van die Here hoor en dit ook glo. Kom ons bid nou saam. Almagtige God, Vader, Seun, Heilige Gees, dis vir ons 'n voorreg om vanmôre ook op hierdie manier saam met gelowiges op verskillende plekke na u woord te kan luister. Here, ons wil graag saam met ander gelowiges bid
vir die wêreld waarin ons leef. In ons eie land wil ons bid vir ons land en sy mense, vir leiers en volgelinge. Ons wil bid vir wysheid en insig en kalmte, ja Here, vir vrede, vir die lewe in sy volheid, soos wat U die lewe bedoel het om te wees. Ons erken dat hierdie lewe deur ons mense se handelinge verwring en verwoes word. Dan bid ons dat die kragtige werking van die Gees in elkeen van ons sal werk, en dat ons deur die Gees, Here, verander sal word om al meer te leef soos wat U bedoeling was, na U beeld en na U gelykenis. Ons leef in 'n tyd van probleme tussen mense. Ons leef in 'n tyd van diefstal en bedrog. Ons leef in 'n tyd, Here, waar dit lyk asof reg en geregtigheid nie geskied nie en wet en orde nie gehandhaaf word nie. Maar as gelowiges glo ons dat U steeds heers en regeer, want ons beleef en ervaar U heerskappy in ons eie lewens. Ons gewetens spreek ons aan. U woord is vir ons 'n lig op ons pad. En ons wil bid vir die wysheid en die leiding van die Gees, sodat elkeen van ons in die voetspore van Jesus Christus sal loop. Dankie dat ons mekaar aan U genadetroon kan opdra. En die besonder mense vir wie die lewe te veel geword het. Mense wat bang is, siek geword het, hartseer is, bekommerd is oor die dag van môre. Here, net U kan ons in hierdie tyd red, krag gee en versterk. Daarom vertrou ons op U en bid ons, ontferm U oor ons Here, in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Die susters, ons het nou tot God gebid, juis omdat ons in Hom glo. Kom ons bely nou ons geloof in hierdie liefdevolle God met die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons geloof gee af op ons kinders en op ander mense. Broers en susters, of ons dit wil weet of nie, ons kinders ontwikkel hulle lewenstyl en hulle gewoontes op grond van dit wat hulle by ons as ouers sien. En dan is dit snaaks dat ons soms so geskok is oor hoeveel ons van onsself en ons kinders sien wanneer hulle groot word. En dit geld nie net vir goed soos taal en maniere en eetgewoontes nie. Dit geld veral ook vir hulle godsdiens en hulle geloofsgewoontes. Elke ouer wil vir sy kind net die beste. Ek dink elkeen van ons weet, ons ouers het baie opgeoffer om vir ons beter te gee as wat hulle gehad het. Want dit is hoe ouers vir hulle kinders probeer sorg. En dit is ook 'n Bybelse beginsel. Ons lees dat God die mens aan die begin in die tuin van Eden geskep het na sy beeld en as sy verteenwoordiger.
God het die mens met alles geseën wat nodig was om oor die aarde te heers en dit te bewerk. God seën ons vandag nog steeds met alles wat ons nodig het om hierdie wonderlike lewe op aarde in sy volheid te geniet. Ons aanbid God as ons Vader. Ons vertrou hom met ons lewe. Ons vlug na hom toe in tye van beproewing en ons soek by hom troos in tye van hartseer. Ons weet en ons glo God is met ons op pad. En ons volg hom in die voetspore van Jesus Christus, want Jesus het ons kom leer hoe ons God se verteenwoordiger in hierdie wêreld behoort te wees. Jesus Christus het ons kom wys hoe lyk disippelskap in navolging van ons Vader. Maar die vraag wat elkeen van ons moet antwoord, nie net as ouers nie, maar ook as mense, hoe leef ek voor ander sodat dit vir hulle navolgingswaardig is? Hoe leef ek voor my kinders dat hulle my voorbeeld sal volg? Hoe leef ek voor ander mense dat my optrede hulle sal beïnvloed? Dit gaan oor veel meer as vaardighede in die kombuis om te kook en te bak, of in die jagveld om 'n bok te skiet of af te slag. Dit gaan oor veel meer as 'n goeie sportman of 'n goeie sportvrou te wees. Dit moet baie meer wees as 'n universiteitsgraad of 'n loopbaan in die besigheid. Die belangrikste nalatenskap wat ouers vir hulle kinders kan gee, is 'n geloofsverhouding met die lewende God. Die belangrikste wat ons in ander mense se lewens kan doen, is om hulle te inspireer om in die voetspore van Jesus Christus te loop. Die belangrikste waarna kinders in hulle ouers se lewens moet soek, is nie hoe groot die bankbalans is of hoe fyn hulle lewe kan beplan nie, maar hoe ouers die Here dien. Navorsing leer ons dat ouers vir ten minste tussen 60 en 80% van hulle kinders se geloofsvormende invloed verantwoordelik is. Oupas en oumas vir soveel as 30%. Dit beteken dan, broeders en susters, hoeveel moeite die kerk ook al doen met kategese en met kinderkerk, as 'n kind nie deur sy ouers in sy verhouding van die Here gelei word, van die Here vertel word en in gehoorsaamheid aan God leef nie, het die kerk weinig impak en invloed. Die kerk kan nie met 'n uur en 'n bietjie meer in 'n week kompeteer met 'n voltydse lewe van ouers in hulle kinders se lewens nie. Die verklaringe wat die kerk uitreik oor misdaad en geweld en korrupsie sal ook nie die wêreld aanspreek en verander nie. Dis gelowiges se manier van leef, van nederigheid en eerlikheid en betroubaarheid en tevrede wees, wat ander mense sal beïnvloed. Dis die manier waarop ons met mekaar praat, waarop ons na ander verwys, waarop ons mense respekteer, wat 'n verskil gaan maak in hierdie wêreld. En daarom is dit dat Deuteronomium 6 soveel klem lê op die verantwoordelikheid om geloof aan ander oor te dra deur jou voorbeeld. Ja, in die eerste plek ouers as voorbeeld vir kinders, maar natuurlik ook ons as gelowiges as voorbeeld vir ander mense in die wêreld. Hoor weer wat staan daar in Deuteronomium 6. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gee, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders. Jy moet met hulle daaroor praat. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande. Dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou stadspoorte en jou deurkosyne. En weet jy, dis 'n voltydse lewenstaak, sê Deuteronomium 6. Ek moet dit doen as ek by my huis is en as ek op pad is, as ek gaan slaap en as ek opstaan. Ek en jy moet ons geloof leef, sodat alle mense en veral ons kinders
ons kan sien en kan volg, net soos wat ek en jy Jesus Christus in die woord van God sien en hom volg op sy pad. Dan sal ons geloof op ons kinders afgee. Dan sal ons geloof ander mense beïnvloed. Dan sal mense by ons kan sien hoe geloof geleef behoort te word. Ek weet nie of ons altyd besef hoe belangrik ons eie voorbeeld in die lewe is nie. Veral ons geloofsvoorbeeld vir ons kinders. Ons wil hê die skole moet godsdienstonderrig terugbring in die kurrikulum. Ons verwag van die kerk dat die kerk kinders so moet katkeseer en beïnvloed dat hulle tog net nie wegraak nadat hulle belydenis van geloof afgelê het nie. Maar wat doen ek en jy as ouers, as lidmate van die gemeente, as voorbeeld vir jong mense en kinders in navolging van Jesus Christus? Sal ons kinders of enige ander mens, broeders en susters, gered word as hulle in ons geloofsvoetspore stap? Het jy al daaroor gedink? Sal my kinders gered word as hulle in my geloofsvoetspore stap? Daar's 4 belangrike goed wat ons moet onthou. Eerste, ouers het 'n belangrike, ouers het die belangrikste invloed in hulle kinders se geloofsontwikkeling. Ek gaan niks meer daaroor sê nie. Tweede ding, jou kind se geloof sal waarskynlik in sy of haar lewe 'n weerspieëling wees van jou geloof. Want watter ander voorbeeld het jou kind gehad van Bybel lees en bid en vertrou en erediens bywoon en dien en gehoorsaam wees? Derdens, God gee vir ons alles wat ons nodig het, sodat ons in 'n vaste en 'n lewende verhouding met hom kan leef. Sy woord, sy gees, sy seun Jesus Christus as verlosser, die kerk as ondersteunende geloofsgemeenskap. Maar die belangrikste van alles is dat God die Vader, ons Skepper, so graag wil hê dat ons soos hy moet wees, dat hy ons na sy beeld en as sy verteenwoordigers geskaap het. Hy verander en vernuwe ons voltyds elke dag deur sy gees, sodat ons al meer soos hy sal leef en sal doen. Dit alles net sodat ek iets van my lewende geloof aan my kinders en aan ander mense kan oordra. Die 4de en die laaste ding wat ons moet onthou, is dat die Here my vandag weer nooi om hom op hierdie pad te volg, ter wille van ander mense. Ja, ter wille van my kinders, my kleinkinders, maar ter wille van elke ander mens wat my pad kruis. Die vraag is of ek gaan luister en gehoorsaam wees. Sal ek na my eie lewe kyk? Sal ek my eie lewe verander? Sal ek 'n voorbeeld wees vir elkeen wat my sien? Ja, daar is nie 'n waarborg dat ons kinders of enige ander mens ons altyd in ons beste geloofsvoorbeeld sal volg nie. Dit het baie ouers al met groot hartseer en soms met selfverwyte beleef en ervaar. Maar ons moet nie die geleentheid laat verbygaan om vandag te hoor wat ons roeping en ons verantwoordelikheid en ons voorreg is nie. Want as ons ons roeping uitvoer as disippels, wat van ander mense disippels maak, as ons ander mense met ons optrede kan inspireer om ook disippels te word, verheerlik ons die Here en sal ons 'n beduidende invloed op ander mense se lewens hê en sal daar al meer van die koninkryk van God in hierdie wêreld sigbaar word. Kom ons kyk hoe ons leef. Kom ons luister hoe ons praat. Kom ons maak seker dat ons op die regte manier teenoor ander mense optree, want ons is 'n voorbeeld vir elkeen wat ons sien.
Amen. Kom ons bid weer saam. Here, dit is vir ons onbegryplik dat ons vir U so belangrik is, dat U ons na U beeld en as U verteenwoordigers in hierdie wêreld geskaap het. Dit is ook vir ons onbegryplik dat ons U gestuurdes na die wêreld toe is, om vir die wêreld die liefde van God voor te leef, en om vir die wêreld te wys wat 'n voorreg dit is, om in 'n verhouding met U te kan leef. 'n Verhouding waarin ons die ontvangers is van genade en van vergifnis en van liefde en barmhartigheid, ja Here, ook van alles wat ons nodig het om elke dag te kan leef. Ons skiet so ver tekort as ons met ons lewe verander ons dankbaarheid en ons diensbaarheid behoort te wys. Dankie dat Jesus Christus ons kom leer het en dat ons in sy voetspore kan loop. Mag ons dit so doen dat ander mense, ons kinders, ons kollegas, ons vriende, ons familie, geïnspireer sal word om saam met ons disippels te wees en saam met ons U naam te verheerlik deur 'n lewe van diensbaarheid. Geef vir elke ouer, Here, dan ook die krag en die wysheid om die kinders wat U aan ons sorg toe vertrou het, so te leer en te onderrig en met 'n voorbeeld voor te leef, dat hulle ook in ons voetspore op 'n pad van heil en van redding sal loop, want dis die pad waarop Jesus Christus ons lei. Mag ons in ons lewe van elke dag tot inspirasie dien vir ander mense in 'n wêreld waar ons soek na aardse leiers, maar geestelike leiers so belangrik is. Mag elkeen van ons as 'n geestelike leier optree in hierdie tyd en in hierdie wêreld, sodat daar meer en meer van U koninkryk sal sigbaar word, omdat ons as koninkrykskinders lewe. Sterk ons deur die Gees, want in ons eie krag kan ons nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Dit is ons slotsang vanmôre, is gesang 290, en ons sing daar die eerste en die 4de strofes. Daarna sal ons die seën uitspreek. Here ons sal U loof, U weldadige roem, U naam sal ons eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here ons sal U ons verlos, uit duister bevry, ons harte verbly, dit het U lewe gekos. Here ons sal U loof, U weldadige dis U wat voorsien, ons wil U graag dien, en U ons Vader noem. Die genade van die gekruisigde, maar opgestane Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die nuutskeppende krag van die Heilige Gees, sal by en met ons wees. Amen. Dus susters, net enkele sake na afloop van die erediens. Ons sê baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar, as ook aan almal wat huweliksherdenkings vier. Mag dit vir u 'n geseënde dag en 'n geseënde tyd in u lewe wees.
Kyk asseblief om dit te weet, dat elke week elektronies aan u beskikbaar gestel word, maar die lysie van siekes, ons dra mekaar ook in gebed aan die Here op, veral dan hulle wat siek is in ons gemeente en sukkel met hulle gesondheid. Sondag 22 November is ons laaste nagmaalsviering vir die jaar en ons nooi vir die daarheen uit. Ons sal nagmaal vier hier in die kerk en ons sal ook ons elektroniese diens so inrig dat u kan deel hê aan nagmaalviering as u die erediens by die huis volg. Dan op die 29ste November is ons jaarlikse Kerssangdiens. Dus susters, ons sal binne die volgende paar dae vir die inligting gee oor die Kerssangdiens en die dankbaarheid Sondag. Ons hoop regtig dat ons daardie Sondag met ons Kerssangdiens die maksimum getal mense in die erediens sal kan ontvang wat moontlik is, omdat ons dit dan ook wil gebruik as ons jaarafsluiting van die gemeente. Op die 29ste November word die nuwe 2020 direkte Afrikaanse vertaling ook in gebruik geneem deur die Bybelgenootskap en deur die Afrikaanse kerke. Ons nooi vir u uit om ook 'n eksemplaar van hierdie nuwe Afrikaanse Bybelvertaling te bestel. U kan net vir Delana of Ria by die kerkkantoor kontak op die nommers soos wat in die weet beskikbaar is. Die gewone standaard uitgawe kos R129 en 'n leergebinde uitgawe R329. Dan weet asseblief die kantoor sodat ons kan kyk of ons hierdie bestelling kan afgelewer hê voor die 29ste, sodat u dan ook aan daardie bekendstelling Sondag daarin kan deel. Dus susters, dis al sake van ons kant af. Mag ons almal hierdie week so leef dat mense wat ons voorbeeld sien geïnspireer sal word en sal wees om self ook in die voetspore van Jesus Christus te loop en te leef. Gaan in vrede.